deel dit sommer met die wat wonder in die stilte, die wat lees van hulle self en skrik vir die patroon. Jy vra my hoe breek 'n mens die jou ritme sonder om jouself met geweld te loon. Maar luister mooi, 'n patroon is nie 'n stok nie, jy breek dit nie met krag of met 'n slag. Dit verloor sy hou vas sodra jy dit kan sien in die lig van 'n nuwe dag. Want die skryf gebeur nie by die groot besluit nie, dit lê in die oomblik net voor jy reageer. Daardie klein pauze, daardie ekstra asem, die stilte waar jy kies om nie weer te seer. Dis nie 'n geveg nie, dis net 'n sien van die pad wat jou voete nie meer hoef te dien. Jy sê jy leef al jaar lank in survival mode en die ritmes van oorlewing voel soos 'n swaar juk. Maar jy was nie swak nie, dit het jou net beskerm teen die wêreld se ongenaakbare druk. Die brein leer stadig dat die gevaar nou verby is, dat die bekende veilig voel, selfs as dit val, maar die nuwe pad is korter as die ou een as jy leer om asem te haal. Want die skryf gebeur nie by die groot besluit nie, dit lê in die oomblik net voor jy reageer. Daardie klein pauze, daardie ekstra asem, die stilte waar jy kies om nie weer te seer. Dis nie 'n geveg nie, dis net 'n sin van die pad wat jou voete nie meer hoef te dien. Moenie jouself oordeel of gebreek noem nie. Mense wat vra is reeds buite die vrees. Kyk na die wanneer, kyk na die gevoel, sodat die impuls nie meer jou meester hoef te wees. Nie per